vandaan kom. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam, broer en suster, Psalm 149, vers 1 en vers 2. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefde broer en suster, ons luister na die wet van die Here. Ons doen dit bewus van die feit dat ons verlos is in Christus, soos wat dit ook aan ons in Oud-testamentiese taal verkondig word in die inleidende woorde van die wet, as die Here vertel van die verlossing van die volk Israel uit Egipte, dan hoor ons die ego van die verlossing wat ons ontvang aan die kruis. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Ekskuus, ek wil net die diaken se aandag vestig op die mense daar by die hek. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God.
dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander spreek gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons reageer op dit wat ons nou gehoor het van die Here met Psalm 139 vers 9 en vers 10. Hemelse Vader, op hierdie opstanding Sondag kom ons by mekaar met harte vol ontzag en eerbied en erken dat die oorwinning wat ons vandag vier heeltemal die werk van u soewereine genade is. Ons dankie vir die misterie van die evangelie, dat terwyl ons nog sondaars was, dood in ons oortredings en self het ons u nie gesoek nie, het u ons voorbestem vir aanneming deur die voltooide werk van die Seun Jesus Christus. Ons verwonder ons aan die krag wat die seels van die graf gebreek het. Ons bely dat Christus inderdaad die eerste vrugte is van diegene wat aan die slaap geraak het, en dat sy liggaamlike opstanding die seker waarborg van ons eie regverdiging is. Ons dank u dat dieselfde Gees wat hom uit die dood opgewek het, nou in ons woon, ons siele verlig en ons in staat stel om in nuutheid van lewe te wandel. Mag die prediking van die kruis en die leë graf met helderheid en oortuigende krag voortgaan. Mag dit die middel wees, waardeur die uitverkorenes uit elke volk en nasie, stam en taalgroep na u toe geroep word. Versterk ons om as mense van die opstanding te leef. Ons pleit nederig dat u aan ons die versekering sal gee, dat omdat hy leef, ons ook saam met hom sal leef,
en dat niks in die hele skepping, nie eens die dood self nie, ons van u liefde kan skei. Soos ons die koning vier wat die graf oorwin het, onderwerp ons lewens weer aan sy absolute koningskap van ons elkeen se lewe. Dit is net u, wat deur u geliefde seun en deur die werking van die Heilige Gees oor ons en ons lewens regeer. Mag ons aanbidding aangenaam wees vir u. Mag ons aanbidding van vanoggend en elke dag wees in gees en in waarheid. Alle heerlikheid, lof en eer aan u, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat was, is en nog gaan kom. So aanbid ons u in die naam van ons enigste middelaar en verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefde broer en suster, ons lees saam uit die woord van die Here uit Johannes hoofstuk 20 vanaf vers 19. Ek gebruik die 1953 vertaling in Afrikaans. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En as julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas was saam met hulle. En Jesus het gekom, terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Ons staan stil, broer en suster, by die woorde van vers 29, en vir die eerste preek, net eers hierdie woorde. Omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Jy moet raak sien, broer en suster, 'n mens lees die Bybel nogal vinnig, en dan kom jy nie agter, hier is meer as een geleentheid wat deur Johannes beskryf word nie. Jy sal dit waarskynlik agterkom as jy skrif met skrif vergelyking doen, as dit jou manier is hoe jy die Bybel lees. So die eerste deel van dit wat Johannes hier aan ons beskryf, was die aand van die opstandingsdag. En eintlik is Johannes baie kort daaroor.
Hy skryf eintlik vir ons baie min van wat daar gebeur het. Hy hou dit eintlik op so 'n manier aan ons voor, dat dit lyk asof die disippels die Here dadelik herken en aanvaar het. En dan praat hy ewe skielik verder van 8 dae later, as hy melding gemaak het van Thomas. 8 dae later, as Thomas by was en hulle weer so by mekaar was, en dan is daar baie meer besonderhede wat handel oor Thomas. Ek hoop u het dit raak gesien toe ons dit saam gelees het. Ek gaan verseker u tradisionele beskouing van hierdie gedeelte in 'n sekere sin vir u uitdaag. En ek gaan dit doen, broer en suster, op grond van wat in die skrif staan. Mense praat mos maar van ongelowige Thomas. U moet mooi kyk, en u moet maar die Bybel op baie plekke met mekaar vergelyk. Dit gaan uiteindelik nie oor Thomas in hierdie preek nie, hoe kan dit? Dis immers die dag van die Here Jesus se opstanding. Dit moet altyd gaan oor ons drie-enige God, en soos gewoonlik kan ons sien dat God hom aan ons openbaar. In die eerste plek ons Here Jesus in sy oneindige, liefdevolle geduld met mense. In die tweede plek ons hemelse Vader as die soewereine God, wat volgens 'n plan werk, en wat sy plan deur niks laat keer nie, beslis ook nie deur die dood nie. En in die derde plek die Heilige Gees, die kragtige, onweerstaanbare werking van die Heilige Gees, wat swak en verskrikte mense verander tot kragtige apostels en getuies van hierdie waarheid. 'n radikale herskepingswerk. Die Heilige Gees, broer en suster, wil met ons teksvers spesifiek jou betrek. Want hy sê tog, salig is die wat nie gesien het nie, maar glo. Dis jy, dit is ek. En onmiddellik is ons hier ingetrek in hierdie gebeure en word ons eintlik verplaas van hier waar ons nou is na daardie bo vertrek toe. Ons is daardie mense wat hom nie fisies kon sien nie. En ek hoop werklik dat u in hom glo, dat u ook sê my Here en my God. U kan dus soos met Vrydag nie net 'n toeskouer en 'n aanskouer wees nie, maar u is betrokke. U kinders en ek self. Daar is nie ruimte hier vir onbetrokkenheid nie. Mense lees baie keer daai teksvers en dan kom ek agter hulle dink die volgende. Hulle dink blykbaar maar kyk, ons doen beter. Het jy daai gevoel? Ons doen beter, ons het nie gesien nie en ons glo. Ons teenoor die wat sien en glo, salig is die wat nie gesien het nie en glo. So is die wat sien en glo dan nie soveel salig, soos die wat nie gesien het nie. Jy gaan inderdaad ook hoor dat daar mense is wat dit so verstaan. Maar die eerste tema sê, dit wat in die eerste deel staan, salig is ook die wat hom gesien het en in hom glo. Nou wil ek vir sê, die meeste predikers gaan daardie deel van die vers verby. Want hulle fokus onmiddellik op hulle hoorders, op die mense. Hulle begin onmiddellik om te sê, maar ek moet met die mense praat wat voor my sit, en dit is mense wat hom nie kon fisies gesien het. En hulle mis die rykdom wat daar lê in hierdie eerste gedeelte, binne die konteks van hoe Johannes sy brief afsluit. Binne die konteks van waar hy begin sê, maar al hierdie dinge is met 'n doel so neergeskryf. Ek het nie alles neergeskryf nie, nie al die wonderwerke nie alles wat hy gedoen en gesê het nie. Al die boeke in die wêreld kan dit nie bevat nie. So binne daardie konteks van hoe hy
op pad is en afsluit die evangelie. Salig is ook die wat hom gesien het en in hom glo. Hulle is vir ons belangrik, baie belangrik. 'n Mens kan dus nie sê dat Thomas, broer en suster, 'n slegter gelowige was. Ek wil daarmee begin. Die Here sê tog baie duidelik as jy net die vers lees soos wat 'n kind hom lees, dat Thomas is gered. Dit staan tog daar. Hy sê, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Of glo jy? So hy sê, jy glo, dis per implikasie Thomas is gered. Dit staan tog daar. Daar's geen twyfel daaroor nie. Wat wel snaaks is, het jy dit gesien wat snaaks is? En hier's nou mense wat met Afrikaans dink ek beter is as ek en taalreëls dalk beter ken as wat ek het ken. Maar sover as wat ek weet, is dit nie goeie praktyk om in Afrikaanse sin te begin met omdat nie. Jy gaan dalk 'n kring kry vir dit. Maar nou moet jy 'n ding onthou, ek kan dit vir u bevestig, ek het dit nagegaan in die oorspronklike taal, in die teks. Die sin begin met hoti, omdat. Nou die Here Jesus het nie Grieks gepraat nie. Die Here Jesus het met hulle Aramees gepraat. En hulle het dit in Grieks gaan skryf. So hulle het dit verstaan dat die Here het die sin op so 'n manier begin dat hy vir Thomas gesê het, omdat jy sien. Jy sien, dit is wat daai omdat doen. Daai vreemde omdat. Hy plaas die klem op daai sien. Omdat jy sien, glo jy. So iets wat vreemd, maar ons kan verstaan hoekom die sin so daar staan. Maar dis daarom vreemd, is dit nie vir jou vreemd nie. Ek meen, dink 'n bietjie aan Johannes. Dink aan Thomas. Dink aan al daardie disippels wat daar is. Wat het hulle nie alles gesien wat die Here gedoen het nie? Vat nou maar net vir Lazarus en Lazarus se opwekking uit die dood uit. Hulle het mos gesien hoe dat Lazarus lewend uit die graf uitgekom het en daar was baie ander dinge wat die Here gedoen het wat absoluut fantasties was. 'n Mens sou dink dit is nie nodig dat hulle sien nie. Dat hulle moes verwag het dat hy gaan opstaan uit die dood uit. Hy het tog duidelik geopenbaar dat hy die God is van die lewe. Die God wat lewe uit die dood uit kan gee. Een van die basiese kernopenbarings van wie God is, dwars deur die ganse skrif. Dit moet nie eindelik wees omdat jy sien nie. Dis broer en suster, ja, daar is maar die tradisionele beskouing dat ou Thomas was maar bietjie 'n swakkerige disipel. Hy was nou maar nie soos die ander nie. Nie dieselfde stofasie as byvoorbeeld Johannes of Petrus nie. Nee, wat, kyk, Thomas was maar die sukkelaar gewees. En daarom praat mense maklik van hom as die ongelowige Thomas. Dis maar deel van ons spreektaal in Afrikaans, ons praat so. Maar jy sien, wat het eintlik gebeur die eerste keer toe die Here verskyn het? Daai deel wat Johannes so kort beskryf. En daar wil ek vir julle sê, broer en suster, weet ons dat die Here het hulle gegroet met nie Eirene soos dit in die Grieks staan nie, maar met Shalom, vrede vir julle. En onmiddellik, jy weet, hoor jy die ganse Ou Testament, jy hoor die verbond, ek sal vir julle 'n God wees. Ek kom in vrede na julle toe, ons het 'n herstelde verhouding met mekaar. Maar hierdie mense het dit nie verstaan nie. Hulle het klei getrap. Om die waarheid te sê, toe die Here Jesus Jerusalem inry, het hulle al hierdie goed meegemaak, hulle het dit gesien, hulle het dit beleef. En hulle het in alle eerlikheid later geskryf, Johannes in hoofstuk 12 vers 16, dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie, maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval, dat hierdie dinge van hom geskrywe was, bedoelende in die Ou Testament, en dat hulle dit aan hom gedoen het.
Toe begin hulle dinge besef. Maar jy moet onthou, intussen tyd van waar hy Jerusalem ingekom het, het hulle weggehardloop. Hulle het weggehardloop, hulle het gaan wegkruip. Hulle het almal maar gemaak soos wat Thomas gemaak het. Hulle het by verskillende adresse gaan bly. Wat onbekende adresse was en hulle het mekaar nou en dan raak geloop. En so was hulle verskrik. Hulle was nie eintlik veel beter as Thomas nie. Nee, dominee. Die broers ouderlinge moet maar my nog 'n bietjie kans gee voordat hulle kom en my dalk stil maak. Laat ek net vir u ook uit die Bybel uit lees. Uit Lukas 24, wat het eintlik die eerste aand gebeur? Luister mooi en kyk of jy ooreenkomste sien tussen wat 8 dae later gebeur as die Here op Thomas fokus. En ek lees nou vir u. Lukas 24 vers 36. En terwyl hulle hieroor praat, is weer daar die eerste aand met die opstanding by mekaar in die vertrek, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. Ek het dit nagegaan, daar staan pneuma, daar staan gees. Maar as jy nou gaan kyk in die verklaarders, dan sê die verklaarders, ek het 'n klomp nagegaan, hulle sê ghost. En een van hulle, ek het nogal die Engels hier gesit, a human soul that has left the body. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete, en toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? En daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek, en hy het dit geneem en voor hulle oë geëet, en hy sê vir hulle, dit is die woord wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan, en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly op die 3de dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Dit lyk bietjie anderste, in 'n sekere sin. Daar's meer inligting hier, oor wat daar die eerste aand gebeur het. Dis nie dat Johannes dit met opset doen nie, ek dink ook nie Johannes het dit weggelaat, sommer maar net nie. Onthou nou, Johannes skryf onder leiding van die Heilige Gees. Dit was net nie die fokus van Johannes in sy evangelie nie. Maar hier sien jy, dis nie eintlik ongelowige Thomas nie, dis ongelowige disippels. Die hele lot. As hulle daar kon uitkom, het hulle weer weggehardloop. En dit is die mens. Dit is ons mense, broer en suster. En hierdie mense, kyk hoe met hoeveel mooie geduld en liefde werk die Here. Hy kon hulle verwyd het, hy kon hulle gestraf het, hy praat met hulle, as hy sien praat help nie, dan sê hy vir hulle, kyk, dat julle kan sien, dit is ek, as hy sien, het nog nie gehelp nie, hulle is nog steeds angstig en bang, dan sê, het julle iets om te eet, dan eet hy voor hulle, en dan sien hy, daar kom kalmte, en dan begin hy met sy onderrig, dan sê hy, moenie vergeet, wat julle roeping is nie, dit is hoekom julle al vir 3 jaar sien en hoor, dit is hoekom julle my nou sien en hoor, want dit gaan nie oor julle nie,
Dit gaan daaroor dat julle moet uitgaan en gaan verkondig wat julle sien en wat julle hoor. En op julle eie is julle te swak, want julle is bang. Daarom moet julle wag vir my belofte, dat die Heilige Gees jou kan verander. En as die Heilige Gees in jou kom en in jou werk, broer en suster, dan kan jy voor konings en regerders staan en getuig van die waarheid dat 'n man uit die doodheid opgestaan het en hy lewe. Want menslike logika sê so iets gebeur nie. Dit is onmoontlik. En daarom praat die Here ook met hulle uiteindelik oor die werking van die Heilige Gees en hoe nodig hulle dit het. Ja, hulle is eintlik soos trompette wat dit moet aankondig, maar hulle het die Heilige Gees nodig soos wat 'n trompet die wind uit die longe van die trompetspeler nodig het. En dis uiteindelik wat gaan gebeur. Wat die Here hulle die versekering ook van gee in daardie aand. En dit, geliefde broer en suster, bring vir ons 'n heeltemal 'n ander perspektief, nie soseer op Thomas nie, maar op hoekom die Here dit sê wat hy hier sê. Omdat jy sien, glo jy, maar hoe belangrik was dit nie dat hulle sien en hoor nie, terwille van die wat hom nie gaan kan sien en homself nie in persoon gaan kan hoor nie. En dit is vir my 'n ander perspektief as mense wat dink dat wel die wat dit nie gehad het nie en tog glo, is mense van so 'n bietjie van 'n ander stofasie. Nee, ons het hulle nodig gehad. Hierdie is die soewereine wil van ons Vader. Dis sy plan, dis die pad wat hy vir ons bepaal het. Hulle moet hierdie boodskap van vrede met die res van die wêreld gaan deel. 10 aan die begin, 11 op die ou einde. Is dit? Hierdie ganse waarheid van die opstanding uit die dood het op die meeste 11 getuies. Want ons praat hier van opstanding uit die dood uit. En baie mense sal sê, nee, maar dit is nie baie getuies nie. Kyk, ek herinner jy hoe werk dit in 'n hof. As jy 2 mense het wat getuig, dan is daai getuienis natuurlik weeg baie swaarder as wat dit net die getuienis van een persoon is. Dit is tog so. So as jy 10 of 11 getuies het, dan gaan dit 'n redelike sterk saak wees. Is dit? Is dit die hoeveelheid mense wat kan getuig van die opstanding? Want dis 'n wesenlike belangrike vraag wat ek vir u vra. Ons lewe in 'n wêreld waar mense sê die Here Jesus het in die harte van sy disippels opgestaan. Maar dit was nie 'n werklike fisiese opstanding nie. Dit was 'n geestelike opstanding. U weet dit tog. Dis Afrikaanse teoloë wat die goed sê. Nee, broer en suster, dis nie dit nie. Daar's nie net 11 getuies nie. As jy die apostel Paulus gaan lees in 1 Korintiërs hoofstuk 15, dan hoor jy, hy praat van honderde mense. 200. Nee, meer as 500, wat op daardie oomblik sou kon getuig dat die Here Jesus lewe. Meer as 500. Ek dink, ek sou 'n baie sterk saak gehad het in die oë van die wêreld, as ek soveel getuies gehad het. En dit, broer en suster, is die rede waarom ons Vader in sy soewereine liefde dit vir ons so bestem het, dat daar nie net 1 of 2 getuies is, wat die Here lewend gesien het nie, nie net Thomas nie, want Thomas se reputasie is maar getaan onder die Afrikaner, is dit nie. Hy's ongelowige Thomas. En ook nie net die getuienis van 11 mense, wat nie baie goed en sterk gelyk het aan die begin nie, maar die heeltyd net wou weggehardloop het. Thomas is interessant, en ek sluit hiermee af. Ons lees die laaste keer van hom in Handelinge 1 vers 13, waar hy genoem word in die apostellys.
dat hy uit die aard van die saak dan ook nou betrokke geraak het en die ding gestop het van ek raak sommer weg vir 'n tyd. Dit lyk vir my was nogal kenmerkend van Thomas. Hy het so 'n bietjie sy eie kop gevolg, baie keer. En dan raak die Bybel stil oor Thomas, maar daar is 'n kerklike tradisie en 'n mens moet dit maar noem. En as jy gaan kyk, dan het in die kerklike tradisie het hy betrokke geraak by die kerk in Sirië en uiteindelik sê Eusebius dat Thomas het so ver gegaan as Persië, dis nogal ver. En verder het jy geweet daar is mense in Indië wat vandag sê hulle is Thomas Christene. So daar word gedink dat Thomas was dalk die apostel wat op die ou ende van die dag die verste gegaan het. Die ongelowige man na wie die Here toe moes kom en vir hom sê presies wat hy gesê het en gedoen het vir die ander, want dit is hoekom Thomas dit ook vir hulle so gesê het. Here, die hande en die voete, en toe hy dit sien, toe sê hy, my Here en my God. Maar onthou waar het hierdie preek begin, broer en suster, dit het begin by my en by jou. Ons is direk betrokke. Ons is die mense wat na sy hemelvaart hom nie sien nie, en hom nie fisies hoor nie. Wat is jou belydenis? Glo jy volkome 100% die oog en die oorgetuienis wat God vir ons in sy goedheid beskik het? Glo jy dit? Dat jy ook sê, my Here en my God. Amen. Kom ons sing saam. Skrifberuiming 43, vers 1 en vers 2. Ag, jy kan self eintlik die tweede tema uitgedink het, as die eerste tema was, dat die wat die Here sien, kan ook gered wees, dan werk ons nou met die tweede deel van die vers, wat sê, salig is ook ons wat hom nie gesien het nie, en in hom glo.
Salig is die wat hom nie gesien het nie en in hom glo. Is so iets enigstens moontlik? Kan dit gebeur dat jy iets nie sien nie, nie hoor nie, en dit tog 100% vir die waarheid aanvaar? En die wêreld sê nee. Sulke dinge is nie moontlik nie. Dis nie logies nie. Jy doen dit nie. Jy het inligting nodig. Jy het feite nodig. Jy het bewyse nodig. En ons kan nie sien nie, ons kan nie hoor nie. Ons het nie, waar is die bewyse? Sal hulle sê. So dis hoekom ek vra, kan dit enigstens gebeur? Is dit moontlik? En ek as 'n gelowige en jy as 'n gelowige sê, ja, beslis. Want God is 'n God van wonders. God is 'n God wat wonderlike dinge kan doen wat ek en jy nie eers kan dink nie. Wat 'n wonderwerke het hierdie man wat uit die dood uit opgestaan het, nie gedoen toe hy op aarde was nie. Dat die skare se monde oopgehang het, dat mense verstom was, dat die hele land oor hom gepraat het. Wat 'n wonderwerke het hy nie alles gedoen nie. Blindes laat sien, dowes laat hoor, demone uitgedryf. Wonderlike dinge. En die klem in die evangelies is nie op die wonderwerke nie. Jy dit geweet. Die klem is eerder op dit wat hy geleer het. Die wonderwerke was nie om mense te laat glo nie. Want dan is dit 'n geloof in wonderwerke. Dit hou nie baie lank nie. Nee, die klem was op dit wat hy geleer het. Wat doen hy daar vir die disippels as hy sien hoe hulle reageer? Uiteindelik waar eindig hy? Hy eindig deur hulle te leer. Sy woorde. Dit is die sleutel tot die werking van geloof. Sien, daarom het ons nie krikke hier teen die mure nie. Of rolstoele wat mense nie meer gebruik daar buite soos jy aankom nie. Ons doen dit nie so nie. Die klem is op die woord en die bediening van die woord, want waar kom geloof vandaan? Geloof is die werking van die Heilige Gees op grond van die woord wat verkondig word. As ek mense na hierdie kerk toe lok, met 'n klomp krikke teen die mure of rolstoele buite by die deure, hulle gaan nie bly nie. Dit gaan nie hou nie. Hulle kom en hulle gaan. Maar wanneer ek die woord verkondig, en die Heilige Gees, God die Heilige Gees, op grond van die woord geloof in mense se harte werk, dis nuwe lewe, dis herskepping, dis die groot wonderwerk, gebaseer op die wonder van die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood uit. Die vernuwing van mense se lewe. En dis nie in die hande van 'n mens nie, dis nie afhanklik van hierdie prediker nie. Hierdie prediker kan sterf en verdwyn en nie meer hier wees nie, en 'n ander een kan kom en met die werk voortgaan en dieselfde woord verkondig en dieselfde Gees kan kragtig en vernuwend in die lewe van mense werk en mense en gesinne kan gered word. En daarom doen ons dit soos wat ons dit doen in hierdie gemeente. Is die klem op die woord van God. En ja, absoluut ja. Mense wat nie hom gesien het nie, mense wat hom nie gehoor het nie, kan werk met dit wat ander gesien het en wat ander gehoor het, die eerste deel van die vers. En die Gees van God kan dit gebruik om hulle heeltemal te verander. Dat al skree die wêreld, dis dwaasheid. Waar is julle bewyse? Dat ek met 'n sekere vasheid in my hart weet, dis nie verniet nie.
Petrus skryf, en ek wil tog nie by hierdie vers verby blaai nie. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 8. Jesus Christus vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, in wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo. Hy sê julle sien hom nie, julle het hom lief. Hy sê julle sien hom nie, en tog glo julle. En julle verbly met 'n onuitspreeklike heerlike blydskap, en julle is bly in hom. En ek wil sê, amen, Petrus. Ek stem met jou 100% saam. So werk dit met my. So het dit gewerk met baie mense in hierdie gemeente. En daarom stry ek vuriglik. Deesdae probeer ek myself 'n bietjie temper. Wanneer mense vir my sê, ek moet my hartjie gee. Ek stry vuriglik teen enige iemand wat vir my sê, my geloof het my gered. My geloof het my nie gered nie. Die geloof wat God vir my gegee het my gered. Die hande wat ek het, hierdie 2 fisiese hande, het God vir my gegee. Die 2 geloofshande van kennis en vertroue, het God vir my gegee. Daai 2 geloofshande, kennis en vertroue, is geloof. En daarom vind jy nie in die skrif, en ook nie in die belydenis skrifte. Ja, geloof is hoe ons deel kry aan die regverdiging en die versoening deur Christus. Beide dinge, soos wat die hervormers dit beklemtoon het. Met ander woorde, betaling van my sonde, regverdiging, en aan die ander kant versoening met God, die effek van daardie betaling van my sonde. Ek kry daaraan deel deur geloof wat God vir my gegee het. En ek weet daar staan in die Bybel, glo as 'n opdrag, as 'n imperatief, ek ken die Grieks. Maar ek weet ook hoe ek dit moet verstaan. Dis nie ek wat die krag in my het om te glo nie. Ek sou, broer en suster, ek sal met u eerlik wees, ek dink ek sou ook wou wegkom en hardloop soos die ander disippels. U weet, my naam is ook Thomas. Ek is maar ook maar net soos hulle. Dis die mens. Maar wat kan ek? Wat moet ek? God kom in sy genade en hy werk geloof in my hart, en dis waarom daardie oog en oorgetuienis so belangrik is. En die taal wat ons belydenis praat is, ek moet aanvaar. Ek moet aanneem. Christus en sy weldade. Ek wys u nou, is eintlik 'n aanhaling uit die nagmaalsformulier. Ek moet Christus aanneem. En dit is waarvoor ek daai 2 geloofshande van kennis en vertroue nodig het. Wat God deur sy Heilige Gees aan my gee. Ek kan nie self presteer in die verband nie. Ek is dood in my sonde. Die klassieke definisie, as 'n mens van dit kan praat as 'n definisie, en ek bedoel dit nie neerhalend nie, is Hebreërs 11 vers 1, dat die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is kennis en vertroue. Die laaste 2 verse, broer en suster, wat ons saam gelees het uit hierdie gedeelte vanoggend, sê eintlik vir ons dat die Here het nie nodig om met ons direk te praat nie, vir ons om gered te word nie. Die doel van Johannes se evangelie, sê hy, was om op die kerninligting te fokus. Alles wat die Here Jesus gesê en gedoen het, kan nie daar neergeskryf word nie. Dit was te veel. Daar is baie meer, maar moet asseblief nie elke nou en dan met iets wat hulle opgegrawe het of gekry het, kom met, hier is iets nuut nie. Ons bely ook in die Nederlandse geloofsbelydenis, dat alles wat ons nodig het om te weet ter wille van ons saligheid, het ons reeds. Dit is in die Bybel. Ons het nie meer as dit nodig nie. Dus,
raak besig met die woord van die Here. Hy gee dus eintlik 'n terugblik op wat in sy boek gebeur het, maar hy sê ook, daar is baie meer. Hou dit maar net in gedagte. Moenie, broer en suster, net laat mense vir jou die geskiedenis op enige manier verdraai nie. Hou vas aan die kernwaarheid in die verband. Wat was die rede waarom ons Here Jesus Christus aan die kruis gesterf het? Waarom moes hy ook uit die dood uit opgestaan het? Mense sal sê, maar was die kruis dan nie die laaste woord vir ons redding nie? En dan moet ons onthou, ons moet as mense nog altyd die pad van die dood loop. En ons Here Jesus as ons volmaakte en enigste verlosser loop eind uit die pad wat elkeen van ons in ons lewe moet loop. Hy gaan ook daar. Die evangelie maak dit duidelik, daar is nie ruimte vir nog iemand om dit te doen nie. En ek sê dit, en ek gaan dit nou vir u lees uit die Bybel uit, want daar is baie wat sê deesdae, maar daar is ook ander moontlike middelaars. As jy byvoorbeeld dink aan die moslim geloof, wat sê, dat Allah is die God en Mohammed is die profeet. So Mohammed is die middelaar na Allah toe. Moenie die fout maak nie, die Islam aanvaar ook dat Jesus Christus is een van hulle 7 profete gewees. So hulle het respekvol. Hulle aanvaar dit. Maar die Bybel sê vir ons, hy was nie net 'n profeet nie. Hy was nie net 'n mens nie. Hy was werklik die seun van God. Paulus sê dit so duidelik, en hierdie vers moet u maar gaan memoriseer. 1 Timoteus 2 vers 3, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Hoor God se hart, dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want, en dis die woorde, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir ons almal se sonde. Daar is een middelaar tussen God en die mense. Christus Jesus, nie 2 nie. Die belangrikste woord in daardie vers is eintlik die woord 1. En broer en suster, dit is hoekom hy uit die dood uit opgestaan het. Niemand kan hom dit nadoen nie. Mohammed is dood. Mohammed leef nie. Of jy praat van enige van die ander middelaars en al die ander valse godsdienste, hulle leef nie. Hierdie is die enigste godsdiens wat glo dat daar is 'n opstanding. Die Christelike godsdiens is in baie opsigte uniek en veral op hierdie punt. En daarom kom ons op hierdie dag by mekaar. As julle kinders dit nie geweet het nie, hierdie is nie die Sabbat nie. Hierdie is die opstandingsdag. Dit is die Sondag. En ek hoor dat die 7de dagse Adventiste sê, dat ons het die idee van die Sondag gekry met 'n lang verduideliking via die Rooms-Katolieke. Dis ook nie waar nie. Maar die waarheid is dat die eerste ware gelowiges het op die opstandingsdag begin by mekaar kom, en ek kan dit vir jou bewys uit die Bybel uit. In die Bybel word dit al opgeteken, daar waar daar gepraat word, veral byvoorbeeld, gaan kyk 'n bietjie in Openbaring hoofstuk 1, van die dag van die Here staan daar, die dag van die Kyrios. En die Kyrios is die Here Jesus. En die dag van die Here Jesus is nie dieselfde as die Yom Yahweh van die Ou Testament nie. Die dag van die Here in daardie konteks nie. Hierdie dag van die Here is die dag van sy opstanding. En daarom het die Christene by mekaar gekom. Rolweg 2000 jaar. 52 Sondae jaar. Hoe is jou wiskunde? Meer as 100.000. 104.000 om die waarheid te sê.
Sondag wat mense van oor die hele wêreld op hierdie dag bymekaar kom. En wat beteken dit wanneer hulle op hierdie dag bymekaar kom? Beteken hulle glo in die wonder van die opstanding. Hulle glo dat God die onmoontlike moontlik kan maak. Die preek het begin met, maar kan hierdie dinge hoegenaamd gebeur as jy nie homself gesien het en hom nie self gehoor het nie? Hoe gaan jy weet dat hy werklik lewe? Maar al vir 104.000 Sondae kom uiteenlopend verskillende mense oor die hele wêreld en hulle sê, ons glo dit. Wil jy vir my sê, dis nie 'n wonderwerk nie. Wil jy 'n wonderwerk sien? Nou, kyk rondom jou in hierdie kerkgebou. Hier is mense wat glo dat die Here Jesus, wat hulle nie gesien het en nie gehoor het nie self gesien en nie self gehoor het nie, hulle glo dat hy opgestaan het uit die dood. Dis hoekom hulle gekom het. Hoe blind is ons nie dikwels vir die groot wonders van God in hierdie wêreld nie. Dis waaroor dit gaan op hierdie dag. Hier is mense wat net nou gesê het, toe ons die apostoliese geloofsbelijdenis bely het. Wat het jy gesê? Anderste as my Here en my God. Toe jy gesê het, ek glo in Jesus Christus. Die tweede deel van die apostoliese geloofsbelijdenis. Toe het jy gesê, my Here en my God. Dit is nie mensewerk nie, broer en suster. Nie eers naastenby nie. Dis die grootheid en die werk van God en daarom aan hom al die eer. Amen. Kom ons dank saam. Almagtige en ewige God en Vader, ons kom vanoggend voor U met harte oorstroom deur U soewereine barmhartigheid. Ons bied ons diepste dank aan U vir die glorieryke werklikheid van daardie leë graf en die voltooide werk van ons Verlosser, ons Here Jesus Christus. Ons erken dat ons nie hierdie dankbaarheid in eie krag bring nie, maar deur die kragtige werking van U Heilige Gees, wat ons harte van klip met harte van vlees vervang het, en wat ons in staat stel om die skoonheid van ons opgestane koning te sien en te geniet. Ons dankie dat U ons van voor die grondlegging van die wêreld as U volk in hom uitverkies het, en dat die opstanding die triomfantelike seël van U genadeverbond ook met elkeen van ons is. Ons prys U dat Christus, ons groot hoëpriester, die volle gewig van U regverdige toorn in ons plek gedra het, en dat sy opstanding die goddelike amen is op daardie uitroep aan die kruis. Dit is volbring. Ons dank U dat Christus opgewek is vir ons regverdigmaking en vir ons versoening met U. Ons rus in die troos dat daar nou geen veroordeling is vir ons nie, vir ons wat in hom is nie. Ons is dankbaar dat ons wat eens dood was in ons oortredings, nou opgewek is om in nuutheid van lewe te wandel. Ons dankie vir die hoop op die toekomstige opstanding, wetende dat dieselfde dag wat ons Here Jesus opgewek is, dit met sekerheid ook is dat ons self opgewek sal word. En daarom wil ons met hierdie woorde van Petrus U loof en eer. Geseënd is U God en Vader van ons Here Jesus Christus. Volgens U grootheid, U groot barmhartigheid, het U veroorsaak dat ons weergebore kan word tot 'n lewende hoop deur die opstanding van ons Here Jesus uit die dood uit. Ons bid dat U ons lewens voortdurend sal vernuwe. Mag ons leef in vreugdevolle gehoorsaamheid. Aan U alle heerlikheid en eer, Vader, Seun en Heilige Gees, nou en vir ewig.
in die naam van Christus. Amen. Broeder en suster, daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons gaan afsluit, broer en suster, met die sing van Skrifbreuke 33, vers 1 tot 3. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.